Goeiemôre julle pragtige mense, hier by 'n video hier op Vrydag van die Federale Alliansie van Suidelike Afrika. Dat ek het weer die oor leen en my ander bril vat. Hierdie is die bril wat ek mooi lyk, hierdie is die bril wat ek gebruik as 'n sekretaresse. Hey, dis Vrydag, kom ons kyk wie kom op. Nou lyk ek meer soos oom Dominee, né? Nou lyk ek meer soos die politicus. Ai, togie. Vandag kort ek 'n deurbraak. Ons het daarom gekom tot by die apps oopmaak op Google. Hy maak op Edge sonder 'n probleem. En ons het dit reg gekry om hom oop te maak op Google. So dit is 'n goeie tree nader aan dinge, want twee van die goed wat ons gebruik het, naamlik Cloudflare en Railway, is twee belangrike komponente van die hele bou van hierdie ding, het nie so lekker saamgewerk nie. Toe vat ek die wat 'n bietjie goedkoper is. En nou ja, toe werk dit. So, nou gaan ons kyk na die volgende stappietjie, en dit is om hierdie finale deurbraak te kry wat die dokumentasie aanbetref. Daar's hulle noem dit 'n variable, wat nie lekker gel nie. So welkom vanoggend hierso by ons op die 13de van die 3de ou loftie. 13 is 'n goeie dag man, 1 en 3 is 4, né? 4 gedeeld deur 2 is 22. 4 as 'n kind was altyd my nommer gewees. En 22 is die nommer waardeur die Here met ons praat. Hierso by die Federale Alliansie en deur my persoonlike lewe. So ons is opgewonde oor die dinge wat voor lê man. Ja, in hierdie tyd van moeilikheid is ons opgewonde. Hoekom? Want ons kyk verder as dit. Ons kyk in die toekoms in. Nee Mani, dankie vir daai koerant. Ek het nog nie vir jou dankie gesê daar nie. Ek sê sommer nou. En ons kyk in die toekoms in. Ons kyk nie na die nou nie, né? Ons kyk verder as dit. Hoekom? Want ons laaste sal beter wees as ons eerste. Dit is eenvoudig dit, né? Tero, wat sê jy? Goeiemôre. Ons laaste sal beter wees as ons eerste. As jy aan daai woord van God kan vashou, né? Dan man, ek sê hy dra vir jou deur dinge, hy dra vir jou, né? Nou kom ons vat 'n slukkie koffie. Lyk my dis daai tyd van die jaar wat nou weer 'n oorgang is. Goeiemôre Corneil. Dit is Corneil se fotootjie daar. Kyk nou hierso, né? Onthou julle die afgelope klompie, dink 2 weke, toe gebeur die niks hier bo nie. Nou is hier weer 'n paar wat hier bo opgekom het. Mani het opgekom, Loftie het opgekom en Corneil het opgekom. Hier bo. Dit wys jou net dat jy kan die slimste groep hê of die slimste mense en IT mense hê, maar selfs hulle algoritmes en goed werk nie so great nie. Hulle kode. Weet julle, een van dinge wat ek uitgefigure het met hierdie dinge waarna ek doen, ontdek het, né, is dat sit jy 1 komma op die verkeerde plek. Nee, dan werk dit nie. Sit jy 1 kolletjie op die verkeerde plek, dan werk dit nie. Dis wat kode aanbetref. Jan, goeiemôre. En dit laat my dink aan die skrif, waar Jesus sê, geen jota of titel sal verdwyn uit die wetboek uit nie. Né? Dit beteken nie dat die wet gaan staan vir die wat in die genade bly nie. Dit beteken sal nie verdwyn nie. En dit laat my ook dink aan die Koran. Kom ek vertel julle iets baie interessant van die Koran. In die Arameese skrif het ook kolletjies en jotaatjies en titeltjies en allerlei goed. En die Arabiese skrif het ook mos daai goedjies, né? Maar hier is die ding. As jy die Arabiese jotas en titels en goed verander met die Arameese titels en jotas. Goeiemôre die volgende. As jy dit verander, met ander woorde, jy vervang die Arabiese kolletjies en goedjies met die Aramees se kolletjies en goedjies. Weet julle wat kry jy? Jy kry pragtige gedigte oor die lewe van Jesus Christus, die leerlinge van Jesus. Kan julle sien wat die duiwel gedoen het? Hy is 'n leienaar en 'n bedrieger. Hy het miljoene mense bedrieg met die leuen van Islam. Né? Is dit nie wonderlik wanneer ons hierdie goed kan ontdek nie? Ons moet altyd oop wees om te kan leer.
Dis hoekom 'n kommaatjie en 'n kolletjie en 'n punt en 'n dubbelteken in die kode is van kardinale belang. Net so belangrik so wat dit is in die Bybel. Net so belangrik is dit in kode, anders te werk dit nie. As jy nie die skrif het soos wat hy is nie, so naaste by reg vertaal, soos wat die koning James vertaal was en die Septuagint en al daai tipe boeke en goed. Die Amplified ook. Nee, dit is die tipe Bybels wat vergeet van die Afrikaanse Bybel man. Hy dinge so deur mekaar soos kakkots in 'n wasmasjien. Kom ek sê nou vir jou, ons Afrikaanse Bybel is vertaal deur vrymeslaers. Hoor wat ek vir julle sê. Daai flippende ouens het nie 'n idee gehad nie en hulle het dit vir ons al hoe moeiliker gemaak. In elk geval, ek weet nie hoekom ek dit moes gesê het vanoggend nie, maar ek het gevoel in my hart om dit nou net vinnig af te kry. Kom ons drink 'n bietjie koffie. Ons belangrike vriend in ons geskiedenis, oom Siener. Kom ons kyk 'n bietjie. Ons gaan praat oor 'n paar ander interessante goed vanoggend. En okay, wag, maak daai ook goed toe. Ons is hier. Ons is hier en ons gaan kyk ons gaan spesifiek kyk na 'n belangrike woord. Vanoggend gaan ons baie praat oor vereniging. Vereniging is belangrik. By Johannesburg kom twee siwe op mekaar uit. Nou, as julle na die vorige weke geluister het, so julle gesien het wat dit beteken, hè? Twee siwe is moeilike situasies, vind plaas wat skeiding bring. Nou, ons het in Johannesburg al 'n hele klompie van hierdie situasies gehad. Ons het dit gehad in die Anglo-Boereoorlog, ons het dit gehad tussen die Anglo-Boereoorlog en die Unie, tussen die Unie en die Republiek, en tussen die Republiek en nou, het ons altyd hierdie situasies in Johannesburg gehad, waar daar verskriklike probleme was. Kyk nou hierdie, in Europa staan een kanon in die bek wys Transvaal toe. Waarna toe wys hy? Transvaal toe. Hoekom? Wat is in Transvaal gewees op daai stadium? Paul Creer? Nee? Pretoria, Transvaal, die kanon wys na Transvaal toe, ons weet wie dit was, koningin Victoria. Sy wou met alle geweld vat wat hier is, wat nie hare was nie. En as sy nie bekeer het nie, is sy vandag nie hel. Breinbeeste met skerp horings wat vorentoe staan, trek na die weste. Breinbeeste. Ons weet nou wat dit is, né? Wat is breinbeeste? Beeste is soldate, brein is ons. Brein is nie swart nie. Onthou net hierdie een ding. In hierdie geval, brein is nie swart nie. Inteendeel, ek dink ek het nog nooit in my lewe 'n swart persoon of 'n wit persoon gesien nie, maar in elk geval. Ek dink, as ek 'n wit persoon miskien hardloop ek my al die af, man. En 'n swart, pikswart, daar bestaan nie so ietsie. Dit is net politiekery, dis al wat dit is. Hulle het skerp horings, hulle trek na die weste toe. Waartoe gaan ons in die weste? Ons weet mos nou wat in die weste gebeur. Ons gaan aan die weste toe. Ons weet mos nou al. Hierdie was natuurlik in die Anglo-Boereoorlog by Johannesburg is baie klein sprinkane, hulle is vaal van kleur. Engelse soldate. Maar dit is klein. Hulle het ook verdwyn later, want 'n ander profetiese woord, ons sien hulle verdwyn. Die wêreld word donker hier by ons, die hawe is baie ryp. Die kernwoordjie hier is ons. Ons is ek en Siener. Alright? So die kernwoord is ons. Ek is die boere en Siener. Met ander woorde, dis in sy tyd. Dis in sy tyd. Die wêreld word donker hier by ons, die hawe is baie ryp. En ek hardloop nou vinnig deur hierdie klompie, want ek wil kom by vereniging. Dis 'n donker tyd vir die boere, die Engelse gee ons moeilikheid. Nee, die hawe is baie ryp. Nee? Dolf wat sê, goeiemôre. En Peru sê matte black of gloss black in Wes-Afrika. Yesterday Peru. Miskien is dit naby aan swart. Maar is dit swart? Ek het nog nooit 'n swarte gesien nie. Hulle is glad nie volop hier nie. Wel nie by ons nie, in elk geval. In die Vrystaat is 'n groot vel papier wat van wes af aan brand is. En ek probeer doodmaak, maar hy vlam. En die pad gaan van wes, gaan na weste, wat baie styl is. En ek ry na die suide toe in 'n oop pad.
Alright. Vrystaat. Vrystaat is 'n knelpunt vir ons. Val papier. Met ander woorde, is 'n boodskap, is 'n boereboodskap. Dis 'n valpapier. Van die weste van die Vrystaat brand dit. Ek probeer dit doodmaak. Ek is die boere. Maar hy vlam in die pad na die weste toe. En is baie styl wat ek ry. In ander woorde is moeilik. En ek ry na suide toe met 'n oop pad. Ons gaan nie na die Vrystaat toe nie. Daar is moeilikheid in die Vrystaat wat sal kom as ons deur die Vrystaat moet gaan. Ons ry na die suide toe met 'n oop pad. Ons ry nie waar die moeilikheid is nie. Al kom daar 'n boodskap uit die Vrystaat uit dat hier is moeilikheid, dinge is besig om hier te gebeur. Ons ry nie daai pad nie. Sien, as jy weet wat hy sê, dan is dit maklik. Ons ry nie daai pad nie. Ek is die boere, ek probeer hierdie vlam doodmaak. Nee. Ons vat liewer die oop pad. Laat die pad daai kant toe brand. Ons worry nie nou daaroor nie, ons gaan sy. Kyk hierso. En die Vrystaat is baie skoon mielies. Op mekaar. Wit mielies en kafferkoring. Lê een kant, maar 'n bietjie vuil en word ook skoon. Ek het hierdie met julle behandel toe ons die Vrystaat gewandel het. Né? Skoon mielies. Wat is mielies? Dis Engelse, maar wat is skoon mielies? Skoon mielies verwys na liberale mense. Bastersoldate. Kafferkoring. Bastersoldate. By mekaar. Dis kaffer en koring. In ander woorde, ons het wit mielies, ons het kaffer en ons het koring. En dis 3 elemente hierso. Dis Engelse pastors, breinmense en boere, né? Hulle is te mekaar man, hulle is eenkant, hulle is vuil, maar toe word hulle skoon. Toe hulle sien, maar hier gebeur die dinge nou, ewe skielik, toe word hulle skoon. Wat beteken skoon? Kry 'n boerehart. Hulle word skoon, né? Hier is ons nou. By vereniging is 'n geel yster. Die yster trek 'n ronde geel kring op die aarde. Nou, hier is 'n klomp wat hierso vasgevang word. Ons moet nou mooi na hierdie ene kyk. Ons het 'n plek, dis vereniging. Ons het 'n geel yster. Yster is 'n swaar metaal, maak moeilikheid. Dis 'n geel yster. In Siener se tyd kon dit gebeteken het die Engelse. Alright? In ons tyd kan dit beteken die Chinese. Dit kan. En dit trek 'n ronde geel kring op die aarde. Nou, omdat dit vereniging is, en dit trek 'n ronde geel kring, hulle vorm 'n linie. Hulle bekamp hulle self. Hulle is 'n knelpunt, 'n moeilike punt in vereniging. Dis die een ding wat dit kan beteken. As ons verder kyk, kan dit die volgende beteken. Die Chinese trek 'n ronde geel kring op die aarde. Dit kan wees Chinese invloed reg om die aarde. Dis wat dit kan beteken. Maar ons het 'n pleknaam. Vereniging. So vir ons, as ons na vereniging kyk, is dit vir ons 'n knelpunt. Né? Dis vir ons 'n knelpunt. Kyk nou. Toe gaan van Johannesburg af 'n swart vark met 'n lang bek vereniging toe. Verengelsde kaffer, want hy's 'n vark. Dis wat hierdie woord sê. Dis nie ek wat sê kaffer nie. Alright? Dis nie ek wat sê nie, maar kom ons noem dit maar swarte. 'n Verengelsde swarte, om nou uit daardie taal uit te kom na ons taal gebruik hierso, voordat ek nou mense ontstel wie ek nie wil ontstel nie. 'n Verengelsde swarte gaan na vereniging toe.
Daar was gerugte, nou help my reg hierso, as ek verkeerd is, help my reg, dat F.W. de Klerk en Nelson Mandela saam in vereniging by mekaar gekom het, by die sementfabriek. Nou, help my reg as julle iets daarvan weet, alright? Maar ons het al die aspekte van die tyd van die republiek en ons tyd nou. Ons het 'n swart vark, in ander woorde, hierdie ou is vet gevreet. Nee? En ons weet wat dit is, met 'n lang bek. Praat baie. Gaan na vereniging toe. Dit kan ook 'n mal emmertjie wees, wat vir ons daar probeer probleme gee. Goeiemôre Pieter. Dink is Pieter, ja, Pieter het nou opgekom. Goeiemôre Pieter. So dit kan dit wees. OK. Maar kom ons kyk 'n bietjie na vereniging. Kom ons kyk gou 'n bietjie na vereniging. Vereniging. In 1895 tot 1897 het vereniging ewe skielik begine groei. In 97 het Isaac Lewis die steenkool en die industriële potensiaal gesien van vereniging en hy het Vereniging Estates Limited gestig daarso. Né? Kan nie al hierdie goed in my kop uit onthou nie, ek moet dit vir julle lees. In 1902 het 'n belangrike ding daar gebeur. Dit was waar die vredeskonferensie plaasgevind het om die Anglo-Boereoorlog, die tweede gedeelte daarvan in elk geval, te stop. Die ander gedeelte het gestop by Surrender Hill, maar hierdie ene het finaal gestop by vereniging. Die vredesverdrag was wel geteken in Pretoria gewees, maar die samesprekings het plaasgevind in vereniging. Nee? Hierdie area was baie, kan ek sê, het baie swaar gekry gedurende die Anglo-Boereoorlog, vereniging, baie swaar gekry. En daar was ook 'n konsentrasiekamp daar. En ons wil nou nie praat oor die konsentrasiekampe nie, maar daar was ook 'n konsentrasiekamp daar. Interessant dat vanaf 1905 tot 1923 het hulle begin krag opwek in vereniging en begin water opdam om vir die mense water te gee. Dit het alles gebeur in vereniging. Alright? Elektrisiteit, water, na baie probleme. OK? Na baie probleme. Elektrisiteit en water. Sien die elemente. OK, goed. Kom ons kyk 'n bietjie verder. Ons kyk 'n bietjie dieper. Kom ons maak dit goed daai ene toe. Daar sê. Kom ons kyk 'n bietjie dieper. Kom ons kyk 'n bietjie in die tyd van die tyd van die republiek. Baie belangrik. F.W. de Klerk het diep spore getrap in vereniging. Hy het sy wetsgraad gekry en in 1958 en toe het hy na vereniging toe getrek waar hy begin 'n wet praktiseer het. Dis de Klerk se bande met vereniging. Hy het in vereniging sy politieke loopbaan begin. 1969. En hy was aangestel as die lid van die parlement van die vereniging se wijk. En hy het daar gedien vir 3 jaar. Toe was hy herverkies en dit het sy opgang in die nasionale party beginne laat opstaan, opbloei, wat ook al jy dit wil noem. In 1988 is die museum van vereniging, die Vaal Technorama Museum, benoem na F.W. de Klerk. Dis nou die F.W. de Klerk Hall. Marika de Klerk het dit oopgemaak en die saal is later vernoem as gevolg van die swart varke na
the local leaders hall, né? Sodat dit ander mense, julle weet mos nou, ander leiers kon bevoorreg ook. En hy het golf gespeel by die Makouvlei. Onthou julle die profetiese woord van Siener wat hy gesê het van die makoue wat so vlieg? Waar dink jy het hy daai makoue gesien of onthou? 1992 was die Boipatong oproere net buitekant aan die suide van Vereniging. Was die Boipatong oproere. En daar was so 40 mense dood. En die ANC het gesê dit is de Klerk se skuld, né? En ons weet wat ook daai tyd gebeur het, hy was aangeval en hy moes haastig vlug met sy sekuriteitsouens. So dit is de Klerk. De Klerk het vir Nelson Mandela aan die Kaap 2 Februarie 1990 sogenaamd vrygemaak, losgelaat. Maar daar is 'n profetiese woord wat sê, en ek het dit iewers, die vet weet ek, maar dit soek deur al my goed. Daar is 'n profeties wat sê, die wiel rol tot in vereniging, tot by die sementfabriek. Nou, 'n wiel is 'n politieke leier. As dit 'n klein wiel is dit 'n leier wat besig is om te verdwyn. Hy het nie eintlik veel saam sê in die lewe van mense nie. Hy kan nie eintlik saam praat nie. As dit 'n groot wiel is, dan weet ons dis 'n politieke leier met groot mag. Daar's baie mag betrokke. As dit 'n wiel is wat sy naaf verloor het, sy invloed is verloor, hy beteken niks meer nie. As dit 'n wiel is wat nuwe bande kry, dan weet ons hier kom die ding weer van voor af. So dis die wiel. So die wiel wat gerol het tot by vereniging in die sementfabriek, was F.W. de Klerk. Hy het tot die sementfabriek gerol. Dis daai profetiese woord. Nou, maar kyk wat sê Siener oor vereniging. Dan trek ons, die boere, met kanonne na vereniging. Hier is spesifiek sê hulle boere. Hier is Siener nie betrokke nie. Noord-Transvaal en Noord-Vrystaat lê die vyand daar vas. Noord-Transvaal en Noord-Vrystaat lê die vyand daar vas. Terwyl Suid-Transvaal, Vrystaat en Kaapland aftrek na Prieska om die skietgoed te gaan haal. Dan sien oom Klaasie hoe die plek by vereniging waar die kommuniste en hulle Engelse maats gaan lê, het hol word soos 'n put. Hulle toestand sal haaglik wees. Hierdie spesifieke profetiese woord, wat deur hierdie persoon vertel word, is nie heeltemal so nie. Daai om die skietgoed te gaan haal, het hulle probeer koppel aan Loederits. So hierdie stukkie profetiese woord wat hier deur 'n persoon geskryf is, en ek weet nie wie dit geskryf nie, is eintlik verkeerd. Waar die kommuniste en hulle Engelse maats gaan lê, dis verkeerd. Dit bestaan nie, dit het nie bestaan nie, en dit gaan nie bestaan nie. Ok? Hoe weet ons dit? Want ons sê die geskiedenis. Ons kan terugkyk in die geskiedenis en sien wat gebeur het. Maar, die feit dat die kanonne na vereniging toe wys, die feit dat Suid-Transvaal, Vrystaat en die Kaapland aftrek na Prieska toe, is alles reg. Maar hoe dit gebeur is, Suid-Transvaal, Noord-Transvaal, Noord-Vrystaat, eintlik nie Noord-Vrystaat nie, maar Suid-Transvaal, Noord-Transvaal, Natal, beweeg almal na die weste toe. Dan beweeg ons suid. En na die suide toe kom die Vrystaat, die Kaap en dies meer. Kom na die suide toe. Maar vereniging is vir ons belangrik. Hoekom is vereniging vir ons belangrik? Kom ons kyk gou hierso. Vereniging
Ons weet, dit is die verdrag van vereniging wat daar plaasgevind het, alhoewel dit in Pretoria geteken was. Van Rensburg Senior was 'n belangrike persoon vir generaal De La Rey gewees. Maar daar het iets gebeur. Teen 1914, in die tyd van die Marits rebellie, dis toe die rebellie begin het generaal De La Rey besluit, na aanleiding van wat Senior gesê het, het hy besluit om sy aanval te loods vanaf Pretoria, vanaf Potchefstroom na vereniging toe. En Senior het hom gewaarsku en gesê nee. De La Rey wou gemarseer het op vereniging om die Boererepubliek daar te vestig. En Senior het gesê, nee. Dis nie nou die tyd nie. Dis nie nou die tyd vir dit nie. En Senior en generaal De La Rey se paadjies het daar begine opbreek, begine split. En ons weet wat met De La Rey gebeur het. Nee, hoe hy in 'n lokval doodgeskiet is. Dit was 'n spesifieke polisie lokval wat vir hom gestel was daar. Daar word gesê, en ek gaan dit in Engels lees, the article notes that De La Rey had replaced the Senior's influence with his own headstrong determination. Wanneer boere dinge in hulle eie hande neem, dan kom die pyne, dan kom die lyding, dan kom die moeilikheid. Mens moet hierdie goed alles in konteks sien. Dis dieselfde met wanneer jy jou Bybel lees. Jy kan nie 'n versie uit konteks uithaal nie. Jy moet eers kyk wat sê die vers in die stuk, voordat jy die versie kan beskryf. Jy kan 'n hele preek maak oor een versie. Maar jy moet eers sien wat sê die vers in konteks met die ander. Dis belangrik. En dis dieselfde met Senior se goed. Hoe pas die goed in mekaar? En soos ons deur hierdie goed gegaan het, ons nou al gesien hoe die goed in mekaar pas. Dis eenvoudig. Maar kyk nou. Ek wil nou gou hierdie ding vir julle sê. Waar is daai stuk nou? Daar is 3 riviere. 3 riviere. Die Vaal, die Klip en die Soweto. En hierdie 3 riviere kom by mekaar by 'n plek by vereniging. Hierdie 3 riviere was eers buite vereniging, waar hulle by mekaar gekom het, want vereniging was toe nog klein. Maar nou, soos wat vereniging uitgebrei het, is daar 'n plek waar die 3 riviere binne in vereniging by mekaar kom. Inteendeel, daar's 'n mall daar gebou, met die naam 3 riviere. Ek en die span was by die mall gewees. By die verkoopsentrum, die inkopiesentrum, om nou probeer mooi Afrikaans te praat. Goeiemôre Joey. So by die inkopiesentrum, ons was by die mall, by 3 riviere. Hierdie 3 riviere is vir ons baie belangrik. Die visie van 'n groot konflik in vereniging impliseer die by mekaar kom van hierdie 3 riviere. So kom ons vat dit gou in breë trekke. Dit is waar ons stryd eindig. Dit is waar die stryd geëindig het in die Anglo-Boereoorlog. Dit is waar die grootste politieke verraaier van ons tyd opgestaan het. De Klerk in vereniging. Hy was gekies om dit te doen, soos Judas.
De Klerk was gekies om dit te doen. Hoekom? Hoekom was hy gekies? Hy was gekies as gevolg van ons sonde. Ons het die geloftes gebreek, al 4 van hulle. Die meeste mense weet net van 3, maar dat is 4. Ons het die geloftes gebreek, ons is nou besig om stadig maar seker die geloftes weer op te tel. Ons het gesien na die bymekaarkoms van die 16 Desember in Pretoria, dit raak al hoe groter. So ons is besig om dit op te tel, maar ons het die geloftes gebreek. En die ander ding wat ons gedoen het is, ons het ons geloof verbaster. Nee? Dit is nou al so verbaster dat ons nou gays en lesbians toelaat op die verhoog. Ons het 'n dronknasie geword. 'n arrogante dronknasie. Brandewyn met ys, ja, met ys. 'n arrogante dronknasie. En dit was nodig dat Vader die sweep optel en die tempel skoonvee. En baas het Klaas geword. En jy hoef nie met my saam te stem nie. Dit pla nie vir my nie. Maar vereniging is die plek waar ons weer ons trots gaan optel. En ons gaan nie net weer die Boererepubliek of die Boerestaat vorm nie. Dis daar waar ons hom gaan terugvat. Luister na my woorde. Die Boererepubliek, die Boerestaat. Die Unie was nooit die Boererepubliek nie. Daar was kleiner Boererepubliekies in die Unie, wat later het opgebreek het. Die Republiek Suid-Afrika was nooit die Boererepubliek of die Boerestaat nie. Jy mag nie vat wat nie joune is nie. Wat nog nooit joune was van die geskiedenis af nie. Wat jy nie eens gekry het deur konflik nie, want jy is verslaan deur die Engelse. Dis vir jou gegee op 'n skinkbord, sodat hulle die goud en die diamante en die goed kon beheer en myn. You name it, hulle het ons besteel. En hulle het die Boere-Afrikaner, die Afrikaner, het hulle die toesighouers gemaak van hierdie groot bedrog. Hierdie absolute gesteel wat nou nog plaasvind en wat sal eindig. En wat sal eindig. Vereniging is vir ons belangrik. So as ons nou die sirkeltjie kan voltooi. Daar's nog baie ander goed wat Siener gesê het en ek het deur baie van dit gegaan. Maar kom ons voltooi Siener se sirkel nou vanoggend. Die beplanning van die Federale Alliansie, ons het hierdie vergaderings wat ons wil doen, ons wil seker maak dat die kloof tussen die boere toemaak, dat die boere weet wat hulle taak is. Hulle taak is baie eenvoudig, om die skerp punt van die spies te wees, teen die tyd wat dit nodig is, om vereniging toe te gaan. Hoe hardloop hierdie roete? Na al hierdie vergaderings en goed, is dit Lichtenburg. Ons beweeg wes. Na Lichtenburg is dit Prieska. Ons beweeg suid. Na Prieska is dit een roete met vertakkingkies, want daar is vertakkingkies. Een roete, dis vereniging toe. Daar is haakplekke op hierdie roete. Onthou julle die vlam wat gebrand het in die papier in die Vrystaat, daai was die moeilike gedeelte. Daar is haakplekke op die roete. As ons suid gaan, gaan ons nie eers soontoe nie, maar as ons noord gaan, dan moet ons dit gaan uitsorteer. Kolinie is 'n haakplek. Kolinie is 'n plek van hartseer.
Want maak nie saak wat ons doen nie. Maak nie saak wat is die beste planne wat ons maak nie. In Kolinie gaan droë hout op die wa gelaai word. Ons kan dit nie mis nie. Dis bepaal. Daardie lot is bepaal. Ons kan dit nie mis nie. Kimberley is ook deel van die pyne. So die Vrystaat, Kimberley, Kolinie. Maar ons mikpunt, ons einddoel is te vereniging. En te vereniging teken ons die laaste verdrag van vrede. En dan sal ons nooit weer oorgee nie. Nooit weer. Dis die profetiese woord van Siener van Rensburg, wat betrekking het op ons nou, vandag. Goed. Versprei ons video's, mensies. Ons het nou al 218 mense wat aangesluit het op YouTube. Sluit aan as jy nog nie daar aangesluit het nie. Alright, al ons video's gaan soontoe, en julle kan ook daar kommentaar lewer. Baie min mense maak kommentaar daar. Maar julle kan ook daar kommentaar lewer, gaan like die video's soos wat hulle sê en dis meer. Ons het nodig dat ons boodskap uitgaan. Ons het nodig dat ons boodskap uitgaan. Die boere is besig, nie ek nie, die boere is besig om 'n staatskus te vorm. Daar sal 'n nuwe verkiesing wees vir 'n volksraad. En dit sal kom na aanleiding van die boere adviserende raad. Dit is die roete wat sal kom. Wanneer daar die volksraad verkies is, dis 'n interim volksraad. Wanneer daar die volksraad verkies word, dan sal dit die tyd wees vir die poppe om te begin dans. In die tye waar die nagte lank is. Hopelik is dit hierdie jaar. Hopelik is 2026 ons jaar. Hopelik. Ons bid dit in Jesus naam, né? So kom ons kyk wat gebeur. Ons is vryburgers, man. Boere Afrikaners. Ons weet wie ons is. Ons weet waarna toe ons op pad is. En ons bly op hierdie pad. Ons wyk nie af nie. Ons ken ons doel. Ons het 'n visie en 'n missie. Dit staan vas, soos 'n rots. Kan nie beweeg nie. En bo oor al hierdie goed, saam met God maak eendrag mag. Daar's nie 'n ander manier nie. Dit is die ware God van die Bybel. Die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En indien jy nie weet hoe mens kom by die Vader, die Seun en die Heilige Gees nie, sal ek dit vir jou verduidelik. Dis nie moeilik nie. Dis nie moeilik nie. Jy moet net die skille van jou oë afhaal en die waarheid van die skrif sien en verstaan dit is God se boek. Dis nie 'n mens se boek nie. Dis God se boek. Prys die naam van die Here. Julle moet 'n fantastiese dag verder hê en 'n geseënde naweek hê, alles wat mooi is. Hopelik wen die Stormers die bulle Saterdag. Het ek nou die verkeerde ding gesê? Kom ons kyk maar wat gebeur. Alles wat mooi is vir julle, hoor.